Onse Vader wat in die hemel is, ons dankie dat U vir ons goed is, U wat alleen God is. Ons dankie dat ons U mag dien, die wyse waarop U dit vir onsself geleer het, dat U geken wil wees. Mag U gee dat ons ook nou in dit wat ons nou hier doen en dit wat ons dink en dit wat ons praat, dat dit ook tot die eer mag wees, tot opbou van die kinders, ook in die jare wat hulle nog opgroei in die geloof, mag U gee dat dit ook vir hulle gesonde leer sal wees, wat ons hier met mekaar mag deel. Wees ook met hulle ouers en geliefdes, huisgesinne, dat U hand oor almal mag hou. Ons dank U vir baie seëninge, ons dank U vir milde reëns wat U oor groot dele vir ons gegee het. Mag ons daarin ook U hand raak sien, hoe U voorsien en hoe U lewe gee, daar waar die aarde droog en dor was. Dank ons U, o Here, vir dit wat lowergroen is, vir dit wat mooi is, wat U heerlikheid, U krag, U goddelikheid, dit wat ons nie kan sien nie, tog op 'n manier sigbaar maak. Ons dankie dat ons mag weet, o Here, dat die geloof is ook 'n bewys van die dinge wat ons nie kan sien nie. Is ook 'n hoop vir ons lewe waarin ons nou is. Lei ons dan ook in ons geloof en versterk ons ook in ons geloof met dit wat ons deur hierdie kategese na U toe wil bring. Ons vra dit van U in Jesus se naam. Amen. Goeiedag julle. Voorreg dat ons nou weer so mag saam wees. Mag die Here ook gee dat ons deel met mekaar hier in die werk wat ons nou seker die laaste vir hierdie kwartaal weer doen, dat dit ook vir julle iets mag beteken. Maar miskien net voordat ons begin, ek het WhatsApps ook in die verband uitgestuur. Dit is alweer ons klas is Griekeland Wes jeugkamp tyd, as ek het reg het, die 13de, 14de April, volgende maand, ons is weer daar by Proregnou, naby Bakley Wes. Ja, ek hoop ons kan weer, julle wat verlede jaar ook deel van die kamp was, dat julle ook weer deel van die kamp sal wees. Ek gaan in die gemeente ook meer besonderhede deurgee, ook op die gemeente se WhatsApp groep, maar hou asseblief so lank in gedagte, ons wil graag weer jeugkamp hou, hier in die middel van April. Ons het die besondere tema ook wat ons die keer wil hanteer, my identiteit in Christus. Wie is ek? Waar kom ek vandaan? Waar pas ek in? Al die tipe van vrae waar ons agterkom, baie van ons jong mense, ouer mense, maak nie saak eers hoe oud jy is nie, wonder maar baie keer oor wie is ek nou eintlik? En hoe kyk ander mense na my, maar natuurlik die heel belangrikste, hoe kyk God na my? Onthou daardie datum, 13, 14 April, wil ons graag weer jeugkamp hou. Nou ons het die vorige keer, het ons by die gesonde leer weer stilgestaan, by hierdie boekie van professor P.J. de Bruin. Ons het in besonder gehandel oor die sakramente, wat sakramente is, en ons na die doop spesifiek gekyk, ons het uitgebreid oor die doop gehandel, en ons het daarna natuurlik die ander sakrament is die nagmaal, wat die nagmaal is, hoe nagmaal in die plek van die paasmaaltyd gekom het, hoe Christus self die nagmaal ingestel het, en die wyse waarop nagmaal bedien moet word. Dit is uitgebreid, dit wat ons rondom die sakramente hanteer het. Ja, ek het Wessel se antwoorde gekry, en ek het ook Andrei se antwoorde gekry, dankbaar daaroor. Ek sal, soos wat ek deur die les blaai, sal ek ook julle antwoorde vergelyk. Maar net so vinnig kyk na die sakramente, heilige sigbare tekens en seels wat deur God ingestel is, en daardeur gee die Here vir ons die belofte van die evangelie. Daardie belofte is natuurlik dat ons verlos sal word, ons verlossing in en deur Christus. En dat ons dus ons verlossing ook beter kan verstaan. Die sakramente is uit en uit bedoel
om ons verlossing net vir ons nog duideliker te maak, dat ons ook meer sekerheid kan kry, dat ons werklik deel het aan dit wat God se plan met ons lewe is. Ook dit wat God se beloftes natuurlik vir ons beteken. So dien die sakramente om die geloof te versterk. Met ander woorde, die sakramente is twee dinge. Dit is 'n teken en dis 'n seël. Dit is wat ons nooit moet vergeet nie. As teken wys dit heen na die gekruisigde liggaam en bloed van Christus. Christus wat homself vir ons gegee het, hy is gekruisig. Die water by die doop, teken van sy bloed. So seker soos dat water die vuilheid van my liggaam kan afwas, so seker is ek van my sonde deur die bloed van Christus gereinig. By die nagmaal natuurlik twee tekens, wyn en brood. Brood, heenwysing na die liggaam van Christus, die wyn 'n heenwysing na die bloed van Christus, of 'n teken van die bloed van Christus. Kan ek dan nou ook sê, die brood is 'n teken van die liggaam van Christus, en daarachter sit natuurlik groot betekenis. Teken vat jou na betekenis toe. Die betekenis agter die brood is die liggaam van Christus, die teken by die wyn is die bloed van Christus, met ook die groot betekenis van dit wat Christus se bloed vir ons gedoen het, dieselfde as by die doop dan nou eintlik, hoe ek ook deur Christus van my sondes gereinig is. Hy wat gesondig het, moet met sy lewe betaal, moet met sy bloed betaal, en Christus het dit vir ons in ons plek kom doen. Dit nou so van my kant gesê, die groot lyne wat ons by die verskillende sakramente moet trek. Die instelling van die doop, dit is deur Christus self ingestel. Die doop as teken en seël, ek dink ons het nog genoeg daaroor gesê. Die doop ook as belofte en eis. Baie keer dan praat ons van dis 'n gawe en 'n opgawe. Iets wat God ons skenk, maar daardie gawe vra tog ook van jou kant af iets. Dis ook 'n opgawe. Daar is ook iets wat God weer van jou eis. Eers dan die doop as belofte, of dan nou as gawe. Die Here het met ons, die Vader, spesifiek, het met ons 'n genadeverbond opgerig, en ons tot sy kinders en erfgename gemaak, en die Here wil dat dinge vir ons moet goed uitwerk, dat alles ten goeie laat meewerk. Dit is wat die Vader gedoen het, die Seun, hy gee aan ons sy bloed, hy bied aan ons dus sy bloed aan, vir al ons sondes. Met ander woorde, hy gee aan ons die sekerheid dat ons van ons sondes verlos kan word. Die Heilige Gees gee aan ons die belofte. Dit gaan elke keer oor 'n belofte wat die Here maak, as ons praat van die gawes wat die Here ook aan ons gee. Die Heilige Gees wil in ons woon, om ons aan Christus te bind deur die geloof, en dat ons ook daardie goeie dinge, daardie weldade, wat Christus vir ons verwerf het, dat ons dit ons eie kan maak, ons neem dit aan, en deur die Heilige Gees word daardie reiniging dan nou 'n werklikheid, dat ons eendag skoon, onbevlek, wit soos sneeu, voor God kan verskyn. Dis die belofte kant, of die gawe kant, die opgawe, of die eis. Deur die doop eis God van ons, dat ons bogenoemde beloftes in die geloof moet aanneem, dat ons moet lewe in gehoorsaamheid aan God, dat ons hom bo alles moet lief hê, met ons hele hart, met ons hele verstand, en met al ons kragte. Dan die volgende was die wyse waarop die doop bedien moet word. Dit gaan dit maar oor twee aksies, kan ek dit seker ook noem. Moet die hele liggaam onder die water ingedompel word. Baptiso is die Griekse woord vir doop. Dis waar baptize natuurlik ook vandaan kom in Engels, wat mens met doop verband bring. Moet dit 'n baptiso wees, 'n onderdompeling, of moet 'n mens bloot net die water op die persoon, of dan nou in die meeste gevalle die babietjie, sprinkel? Dit is nie die groot vraag waar dit vir ons om moet gaan nie. Ons kan nie iemand wat onderdompel is met die doop
sê hy is nie regtig, of sy is nie regtig gedoop nie. Onderdompeling, besprinkeling, moet nie vir ons die groot probleem wees nie. Belangriker is dat die doop in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees bedien moet word, en dat dit met water bedien moet word. Matteus 3 kan julle dit vergelyk, in Handelinge 10 ook. Met ander woorde, dit kan deur onderdompeling of besprinkeling bedien word. Daar is mense wat sê, nee, jy moet net onderdompel, soos wat jy as te ware, in hulle begrond het op Romeine 6, dat jy begrawe moet word, dat jy as te ware, die doop is iets soos wat jy word begrawe, en jy staan uit die dood uit op, soos jy uit die water dan sou opstyg. Ons gereformeerdes, en ons sê dit saam met ons belydenis, ons sê dit kan onderdompeling of besprinkeling wees. Dit gaan nie oor hoe dit gedoen word, dit gaan oor wat die teken en die betekenis daarvan is. Die teken is die water, dit moet met water gedoen word. Dis nie die water self wat die sonde afwas nie. Dit bly slegs 'n heenwysing na die bloed van Christus wat die sondes afwas. Daarom maak dit nie saak of daar by die doop baie of min water gebruik word nie. Die feit is, dit moet water wees. Met ander die saak wat die doop afbeeld, is die reiniging van ons sondes deur die bloed van Christus. Hoewel die doop sover bekend aan die begin meestal deur onderdompeling geskied het, met ander aanvanklik was dit meestal mense wat onder water gedompel is, kry ons reeds aan die einde van die 1ste eeu al die gedagte van besprinkeling. En die besprinkeling gedagte is natuurlik ook baie ryk. Die hoofpriester, as hy in die allerheiligste van die tempel ingegaan het, met die bloed van die geslagte lam, dan het hy daar die water op die ark gesprinkel. Met ander woorde, die gedagte van besprenkeling staan natuurlik in die Ou Testament ook al baie duidelik. Daarom kan ons nie die een bo die ander wil stel nie. Ek gaan nou by julle antwoorde kom, ek gaan miskien die doop eers afhandel, dan gaan ek vinnig julle antwoorde kyk, en dan sal ons daarna by die nagmaal, en dan sal ek ook julle antwoorde vergelyk. Aan wie die doop bedien moet word, is nog al 'n hele paar punte hier. Dit kan aan volwassenes en kleinkindertjies bedien word. Daar is 'n teks in die Bybel, Markus 16 vers 16, as ek dink ek reg onthou, hy wat glo moet gedoop word, of hy wat glo moet hom laat doop. Nou baie van die mense wat nie die kinderdoop aanvaar nie, beroep hulle op daardie teks, maar dit is natuurlik 'n bietjie uit sy konteks uitgehaal, en daarom as 'n mens as 'n kindjie nie gedoop is nie, dan moet die geloof die doop vooraf gaan. Dan word jy eers gedoop, jy lê as te ware eers belydenis van jou geloof af, en dan word jy gedoop. Dan is dit 'n omgekeerde orde. Dan is dit eers belydenis van geloof, en dan kom die doop. Maar vir ons wat in gelowige huise kon groot word, deel van die verbond van die Here, deel van dit wat die Here se kerk veronderstel is om te wees, ons is as kindertjies reeds gedoop, want die belofte kom julle en julle kinders toe, en almal wat daar ver is. En daardie belofte wat ons toekom, maak dat ons gedoop kon word, en soos wat ons dan nou vanuit die doop verder hierna kyk, kom die geloof, en dan beteken jou doop vir jou al hoe meer, ook as jy in jou geloof groei en bly groei, en dat jou geloof ook op die wyse versterk mag word. Met ander woorde, volwassenes, kindertjies, ons kry voorbeelde in die Nuwe Testament, in die Nuwe Testament, ons kry in die Ou Testament ook 'n vorm van doop, wat die proseliete doop genoem was, maar kom ons nie daarop te diep wil ingaan nie. In die Nuwe Testament kry ons dat selfs hele huisgesinne gedoop is. Hier's 'n hele paar teksverse wat daarna verwys. Nou, hoekom kindertjies gedoop moet word? Kindertjies behoort natuurlik ook tot die verbond van die Here. As 'n kindjie uit 'n gelowige ouers gebore is, dan is hy tog deel van die genadeverbond wat die Here alreeds met die ouers gesluit het, en daardie belofte wat die Here aan die ouers gee, kom dan die kinders ook toe, en dit is hoekom ons kindertjies
ook doop. Handelinge 2 vers 39 kan julle ook kyk, want die belofte kom julle toe en julle kinders, ons het nou reeds na daai teks verwys. Daarom het die kinders ook die doop as teken van die verbond ontvang. Kinders van gelowiges is tog ook verbondskinders, hulle is ook heilig, hulle behoort ook aan die Here, omdat hulle ouers gelowiges is. Dis nie dat sê dat natuurlik alle gedoopte kindertjies gelowig gaan word nie. Die doop is 'n belofte van die geloof, maar op die einde is daar baie gelowiges wat of gedooptes wat nie gelowiges is nie. Daarom dat mense ook maar baie keer daaraan moet dink dat alle uitverkorenes is wel verbondskinders. Met ander woorde, almal wat uitverkies is definitief hulle wat ook aan die doop moet bly vashou, maar dit is nie te sê dat almal wat gedoop is uitverkies nie. Nie almal wat gedoop is gered nie. Gedagte wat 'n mens ook baie lank kan besig hou. Die besnydenis was natuurlik in die Ou Testament 'n sakrament gewees. Dit was al teken van die verbond op die 8ste dag, met ander woorde aan kindertjies, aan seentjies bedien spesifiek. En nou weet ons die doop het in die plek van die besnydenis gekom. Dit kan Kolossense 2 ook hier vergelyk. Daarom is dit eintlik logies dat die doop ook aan die kinders bedien moet word. Ja, en as ons nou die doopsformulier lees, veral die gebed by die doopsformulier, dan is daar die aangrypende gedagte dat Israel se tog deur die Rooi See, daar waar die water opgedam het en Israel op droë grond daardeur kon trek en dat die water nie oor hulle teruggespoel het nie, is altyd vir my aangrypend by die bediening van 'n doop. As ons dan nou sê dat Israel se deurtog deur die woestyn of deur die Rooi See, die trek deur die Rooi See met die water aan albei kante opgedam, is waardeur ons doop afgebeeld is. Ons kan deur daardie water gaan en ons verdrink nie. Gaan deur die doopwater, verdrink nie in jou sonde nie. Die doop van die kinders was in die tyd van Christus omwandeling op aarde bestaande gebruik. Dit is ook 'n bekende saak, omdat volwassenes en kinders wat van die heidendom na die jodendom oorgegaan het, ja, dis wat ek net toe na verwys het, dat hulle met die sogenaamde proseliete doop gedoop is. Met al daar's nêrens in die Bybel waar dit staan dat kindertjies nie gedoop mag word nie. En dan net die volgende punt waar dit ook oor gaan, is dat die doop moet nie uitgestel word nie. Mens kry nou nogal al hoe meer laaste tyd ouers wat hulle kinders, hulle sommer al 'n paar maande oud, dan word hulle eers gedoop. Nou as 'n mens die gedagte in die Ou Testament, die seentjies op die 8ste dag besny, daar was tog 'n dringendheid, daar was amper 'n tipe van haastigheid, erns, die besnydenis moet op 8ste dag al gedoen word. Dan is die gedagte by die doop ook, dit moenie uitgereik word, dat kindertjies al maande oud is, en dan eers word hulle gedoop nie. Ons standpunt was nog altyd dat die doop so spoedig moontlik bedien moet word. Die doop is in alle gevalle saak tussen God en die kind, en dis nie maar 'n formaliteit of 'n familieplegtigheid nie. God wil deur die doop sy verbond aan die kinders verseël. En ons moenie deur onnodige uitstel van die doop as te ware dink God moet ook nou maar daarmee wag nie. Met ander woorde, daar is werklik die dringendheid dat die kindjie op die wyse die doop moet ontvang. Dit moet ook uit dankbaarheid geskied. Met ander woorde, die kindjie so gou as moontlik na God te bring, sodat hy sy verbond aan hierdie kind ook kan verseël. En mense wat dit nalat, ek bedoel, dink nou net aan Moses wat sy seuns nie besny het nie, daardie nag wat die Here Moses wou doodmaak, oor die 2 seuns wat hy by Sipora gehad het, nie besny was nie. God is baie ernstig oor die toepassing van die sakramente. Met ander woorde, God se toorn kan ook opgewek word as die doop onnodig uitgestel word. Met ander daarmee het ons 'n probleem met dit wat ons nou van die ander kerke kry, die sogenaamde doopsondae. Met ander daar net sekere sondae is waaraan
kindertjies gedoop moet word. Dit bring noodwendig 'n vertraging in die doopsbediening. Met ander woorde, doop het niks met naamgewing te doen nie. So hoor partykeer mense praat van die kind moet 'n naam kry. Maar dis natuurlik sommer nonsens. Dit gaan nie oor die kind wat 'n naam moet kry nie, dit gaan oor die belofte wat God reeds aan hierdie kindjie maak en wat die Here wil bevestig, en dat die ouers dan ook eintlik in die plek van hulle kind voor God kom staan, en hierdie kind word dan gedoop met die gedagte dat die ouers hierdie kind in die vrese van die Here sal laat opgroei, en dat hierdie kind die Here se kind is. Dis die belangrike ook daarby. Ja, ook nie die doop sommer by jou huis bedien. Mens kry nou die gedagte ook. Ek dink ek het die vorige keer ook al gepraat van by die studenteplekke in Potchefstroom het ek veral sommer gehoor dat in swembaddens en oralster word die doop bedien. Ek dink nie ek hoef eers baie daaroor te praat nie. Dit moet in die gemeenskap van die heiliges plaasvind, daar waar die samekoms van die gemeente, dit wat 'n erediens is, amptelik. Erediens is tog 'n amptelike saak, en die doop is 'n amptelike teken, daar waar die ampte funksioneer tydens 'n erediens. Erediens is tog die tegemoetkoming of die ontmoeting van God self met sy kinders, en in so 'n erediens moet die doop bedien word. Jy kan tog nie op jou eie hoekie daar by die huis nou dink ek hou sommer nou 'n erediens, daar's nie ampte nie, daar's nie amptelike teenwoordigheid nie, maar tog word dit bedien. Dit werk nie so nie. Dit moet staan onder die toesig van die kerkraad. Dit moet by erediens wees, waar soveel as moontlik van die kerkraad van die gemeente ook teenwoordig kan wees. En onthou, kom ons sê nou die laaste ding oor die doop. Die Rooms-Katolieke kerk het natuurlik die baie snaakse beskouing, as 'n kindjie nie gedoop is nie, gaan hy of sy verlore. Met daai water was fisies die sonde af. Dit is natuurlik ook nonsens. Ons kan nie so redeneer asof die doopwater self ons van sonde reinig nie. Dis alleen net Christus wat ons kan van sonde reinig. Maar kom ons net die vraag rondom die doop, en dan gaan ons na die nagmaal terug beweeg. Wat is sakramente? Wessel het geskryf, dis sigbare, effektiewe tekens van genade ingestel deur Jesus Christus, en dit word aan ons toevertrou aan die God wat die lewe aan ons skenk. Met ander woorde, Wessel het dan nou uitgebreid geskryf hoe dit 'n teken en 'n seël is. Dit wat ons nou reeds al bespreek het, en dat daar 2 sakramente is, die doop en die nagmaal. Andre het hier geskryf, sakramente is heilige, sigbare tekens en seëls wat deur God ingestel is, om daardeur die belofte van die evangelie, en dan het hy dit ook gehighlight, die verlossing in en deur Jesus Christus, nog verder aan ons te verduidelik, sodat ons dit des te beter kan verstaan. Baie mooi julle 2, mooi geantwoord. Hoekom word die sakramente sigbare tekens en seëls genoem? Met ander woorde, sigbaar beteken tog dit wat 'n mens kan sien. Met ander woorde dat dit iets is wat 'n mens werklik moet raak sien. 'n Teken is tog iets wat vir die oë bedoel is. Dit wat water doen is vir die oë bedoel. So seker soos water die vuilheid afwas, so seker reinig die bloed van Christus vir my van my sonde. Met ander woorde, ons kyk na die tekens as die sakramente bedien word. Die Here wil hê dat dit sigbaar moet wees. Hierdie twee sakramente. Dit is nie iets wat in 'n hoekie in 'n geheim plaasvind nie. Hoe is die doop ingestel? Ek wil net vinnig hier aandry, as tekens wys dit hier na die gekruisigde liggaam en gestorte bloed van Christus, en verduidelik dit verder die verlossing in en deur Jesus Christus aan my. Aan die een kant is dit 'n teken, aan die ander kant is dit 'n seël. As iets wat verseël is, maak dit veilig, dit maak dat dit beskerm is. As seël verseker dit my dat ek werklik deel het aan die verlossing van sondes,
deur Jesus Christus. Met ander woorde, dit gaan oor net soos en net so seker. Dink aan daai twee woorde, net soos water die vuilheid van my liggaam kan afwas, dit is die teken, die sekerheid, net so seker kan die bloed van Christus my van my sondes afwas, kan die bloed van Christus my van my sondes reinig. Die doop, die wessel geskryf, is deur Jesus Christus ingestel. Vraag 4 het wessel, die doop as teken en seël, maar daar het hy ook die net soos die teken en net so seker die seël. En dit wat ek dan nou daarby gesê het. Vraag 5, wat is die belofte en eis wat by die doop bedien word? En ek net hier ver na André se antwoord kyk, met die doop beloof God die Vader aan ons dat hy ewige genadeverbond met ons oprig en ons tot sy kinders en erfgename wil maak of wil aanneem, alles vir ons ten goeie wil laat meewerk, ons alles genadiglik ook wil skenk, en dit wat God ons genadiglik skenk, werk natuurlik vir ons ten goeie uit. Dis die een kant die belofte en die eis of die opgawe wat ons net genoem het. Deur die doop eis God van ons dat ons bogenoemde beloftes in die geloof moet aanneem, dat ons moet lewe in gehoorsaamheid aan God, dat ons op alles moet lief hê met ons hele hart, met ons hele siel, met ons hele verstand en met al ons kragte. Nou, dit is die mooie by antwoord 5 of vraag 5, die belofte en eis wat by die doop vir ons geld. As ek my wesselsin ook kyk, die doop as belofte en eis, met die doop is God die Vader teenwoordig, God die Seun is teenwoordig, God die Heilige Gees is teenwoordig, en julle sal onthou hoe ons net toe God die Vader gesien het as die een wat die genadeverbond met ons oprig, die Seun is die een wat vir ons met sy bloed van al ons sondes kan reinig, en die Heilige Gees gee aan ons daardie gewilligheid dat ons aan Christus wil behoort en dat Christus in ons wil woon en deur die geloof en al sy weldade deel wil laat kry, dit wat hy vir ons verwerf het en hy tot ons eiendom wil maak en ons wil reinig en heilig om eendag onbevlek voor God te verskyn. Dit het wesel baie mooi ook hier geskryf. Met ander die doop is deur Jesus Christus ingestel. Dit is daai belangrike dat ons dit ook sal van die begin af vashou. Onderskei die twee wyses van doopbediening en verduidelik of onderdompeling dan nou verkeerd is. Onthou julle, die belangrike is daar, dit moet met water bedien word, dit moet in die naam van die drie-enige God bedien word, daar die belofte en seël, opgawe en opgawe. Met ander woorde, daar is nie daarmee iets verkeerd as iemand deur sy of haar doop geonderdompel is nie, maar ons in die gereformeerde kerke gebruik natuurlik meestal die besprinkeling. Dan ons kan nie sê dat die onderdompeling verkeerd is nie, maar ons bedien die doop eintlik maar deur die besprinkeling, wat ook natuurlik baie duidelik vanuit die Ou Testamentiese konteks geregverdig kan word. Ek hoop julle kan vraag 6 antwoord. Ek dink sien André het gesê dit moet bedien word in die naam van die Vader, die Seun en die Heilige Gees. Dit moet bedien word met water. Wessel het gesê ook die eerste deel soos André, doopwater was nie self die sonde af nie, met ander woorde, maak nie saak of dit baie of min water is nie. Dit is net 'n heenwysing na die bloed van Christus wat ons van ons sondes afwas. Ja, die water is in daai sin dus eintlik simbolies of figuurlik iets wat besonders uitstaan. Die betekenis van die doopwater, is dit spesiale water, het ek ook gevra. Party mense gaan so ver dat hulle water uit die Jordaan gaan skep en dan word daardie water nou hier gebruik om die doop te dien. Maak dit nou saak of dit Bosbosburg kraanwater is en of dit julle plaas se damwater is. Dit maak nie saak nie. Die water, dit moet water wees. Die water is nie spesiaal nie. Aan wie moet die doop bedien word? Vraag 8, aan die volwassenes wat glo het André geskryf, aan die kinders van gelowiges natuurlik het hy ook bygevoeg. Ja, dit is belangrik.
Net hier by Wessel se antwoord ook kyk, aan die volwassenes wat glo, ons het nou, dink ek in die antwoorde breedvoerig daarna gekyk, en die kinders van gelowiges, wat dan nou ook deur die verbond, dieselfde beloftes kan ontvang, wat die ouers ontvang het. Ja, ek sien Wessel het hier so ook geskryf, die doop word bedien aan mense, ja, as dit by volwassenes is wat glo, dan is dit eers geloof en dan doop. By kindertjies is dit eers doop en dan later kom tot belydenis van geloof. Ek sien Wessel het hier geskryf, by die kindertjies van gelowiges, die doopsformulier word vir die ouer gelees en hulle bely, en dan word die kindjie gedoop. Dit is vir die ouers se plig om dit wat hulle bely het, te sorg dat hierdie kindjie daar volgens opgevoed word. Dit is 'n verbond wat ons ontvang het van die Here, 'n genade verbond, en so kry ons kinders dit ook as 'n teken, en word die doop ook toegedien, omdat ons ouers gelowiges is. Nou, baie mooi geantwoord hier, Wessel. Met ander die volgende vraag, ek dink ons het dit seker in 'n sekere sin klaar geantwoord. Hoekom kan kindertjies ook gedoop word? Omdat hulle uit gelowige ouers gebore is, en die verbond wat die Here met die ouers gesluit het, daardie verbond is die kind tog nie van uitgesluit nie, en die doop is dan 'n teken en 'n versekering, 'n teken en 'n seël, dat die verbond waarin die ouers reeds deel het, dat die kindjie ook in daardie verbond nou ontvang en gebore is, en daarin mag opgroei, en in daardie verbond onderrig mag word. Dis al die redes hoekom kindertjies ook gedoop mag word. Net kyk hier, wat het André geskryf, die doop was van die begin af nie net aan die volwasse gelowiges bedien nie, maar ook aan die kinders van gelowiges. Onthou julle, ons het toe nou daai klomp tekste wat praat van huisgesinne wat gedoop is. 'n Man en sy huisgesin is gedoop. Die verband tussen die besnydenis en die doop, vraag 10. Die besnydenis het as teken van die verbond op die 8ste dag plaasgevind, sê André. Die doop het in die plek van die besnydenis gekom. Heeltemal reg, dis die verband. Kyk wat het Wessel hier geskrywe. Ja, ook maar basies dieselfde. Hulle was daai tyd besny. Kyk, kom ek lees sy hele antwoord. Die sonde doen besnydenis vandag. Die besnydenis het gekom met 'n verbond tussen Abraham en die Here. Net seuns mag besny word. Hulle was in daai tyd besny. Mooi kyk, hulle was in daai tyd besny, al wou jy die Here nie omdat jy 'n Jood of Hebreër se verbintenis was, besny na die 8ste dag na die geboorte. In die vorige sin verstaan ek nie so heeltemal mooi nie, Wessel. Die nuwe verbond in die Nuwe Testament moet ons glo en gered wees voordat ons op 'n Christelike wyse gedoop mag word. Die doop het in die plek van die besnydenis gekom. Ek dink dis die belangrike punt hier wat jy moet onthou, die verband tussen doop en besnydenis. Vraag 11. Hoekom moet daar 'n dringendheid of 'n haastigheid wees om die doop te bedien? Doop is bo alles 'n saak tussen God en die mens, en dit moet nie maar net 'n formaliteit of 'n familieplegtigheid wees. Dit is hoegenaamd eintlik nie 'n familieplegtigheid nie, dit is 'n saak tussen God en daardie kind, waar die ouers dan direk betrokke by is, en natuurlik doen ek dit uit dankbaarheid vir die kindjie wat ek ook ontvang het, en dat ek haastig moet wees om my dank teenoor God vir hierdie kindjie ook te moet bewys. Hoekom kan die doop nie maar sommer net deur 'n paar individue op hulle besluit aan huis bedien word, soos in hulle swembad? Ek dink ons het reeds daarna verwys, dit moet amptelik wees, in die naam van God, en daar waar 'n gemeente in die naam van God saamkom, daar waar God self sy gemeente ontmoet, dit wat 'n erediens is, direkte ontmoeting tussen God en sy kinders, dis 'n erediens, en daarom moet dit tydens 'n erediens geskied, daar moet toesig wees, daar moet soveel as moontlik van die kerkraad teenwoordig wees wat kan toesig hou, dan eers kan die doop bedien word. Dit kan nie maar sommer in 'n huis of in 'n swembad
bedien word nie. Maar dis die vraagies wat ons by die doop hanteer het. Kom ons net so bietjie terug gaan weer. Ons kom by die nagmaal. Net nog 'n bietjie terug gaan. Hier was ons by die spoedige bediening van die doop. Hier kom ons by die nagmaal. Die instelling van die nagmaal, weer eens soos die doop deur Christus ingestel. Die nagmaal is ook 'n teken en seël. Hier het ons natuurlik 2 tekens, die brood en die beker, of dan nou die wyn. Ons sal net oor die besondere betekenis van die beker ook 'n bietjie handel. Want die beker is dit wat dit bymekaar hou, teken van die verbond. Die wyn is teken van die bloed van Christus. Die wyn in 'n beker is teken van die verbond. Die beker op sigself dra dus ook verbondsbetekenis. En daarom kan ons nie die beker maar sommer by die nagmaal net wil weglaat en maak asof almal maar net 'n slukkie wyn uit watter tipe van houertjie ook drink nie. Dit gaan oor die beker ook as verbondsteken. Ons sal net dalk nog 'n bietjie meer daaroor sê. Die nagmaal as 'n herinneringsmaal of gedagtenismaaltyd. Dit moet ons herinner aan die versoeningslyde en sterwe van Christus. Gelowige mag dit nooit vergeet nie. Dis alles dinge wat mooi in die nagmaalsformulier ook na vore kom. Hoe die nagmaal 'n gedagtenismaal is. Dit wat ons aan moet dink as ons nagmaal vier. As Christus ook sê, doen dit, so dikwels as jy daaruit drink, tot my gedagtenis. Met ander die kerk moet daarmee aanhou, totdat Christus eendag kom. 1 Korintiërs 11 vers 26 is baie duidelik hieroor. Met ander woorde, dis 'n gedagtenismaal, buiten aan dit 'n teken en 'n seël is, dis ook 'n profesie. Dit wys ook vorentoe, na die toekoms toe, dat die bruilofsmaal van die lam wat eendag sal plaasvind, Openbaring 19, vers 7 en 9, dit wat vir ons in die toekoms voorlê, wys ook na die ewige lewe en die saligheid wat vir ons wag op die kinders van God. Die nagmaal is ook 'n belydenisdaad. As ek nagmaal vier, dan bely ek, dan is dit regtig vir my iets wat ek aan wil vasgryp, dat ek 'n sondaar is, dat ek glo in Christus, om Christus ontwil, kan ek alleen my sonde vergewe word, en dat ek van voorneme is om verder aan Christus gehoorsaam te wees volgens al die gebooie van God. En in verdere opsig is dit ook 'n belydenisdaad, deurdat dat ons dit met mekaar vier, saam aan die tafel gaan aansit, saam met dieselfde beker drink, daardie gemeenskaplike eenheid met ander gelowiges, almal saam, een liggaam. Dit is die nagmaal as belydenisdaad. Die wyses van die nagmaalbediening, hier kom die hele saak van beker of kelkie nou na vore, nou vir baie eeue, kan ek sê, was dit nou nooit 'n vraagstuk nie, maar soos wat die tydsgees verander het en mense al hoe meer, kan ek maar sê, individualisties begin raak het, eers my eie belang en dan eers die mens langs my, en soos die individualisme toegeneem het, so die standpunte pro die kelkie ook toegeneem. Terwyl ons oortuig is Christus, het dit met 'n beker ingestel waaruit gemeenskaplik gedrink is. Nie met kelkies nie, het Prof de Bruin ook hier geskryf. Toe neem hy die beker en nadat hy gedank het, het hy gespreek en gesê, drink almal daaruit. Met ander woorde, daar is ook 'n eenheid en samehang en 'n onderlinge band wat baie duidelik openbaar word as die nagmaal met 'n beker bedien word. Ek wil die kelkie kan dit nie so simboliseer nie. Die bediening met kelkies is meer individualisties. Ek het nog gepraat van die individualisme wat al hoe erger word, en dit is eintlik heeltemal 'n stryd met die karakter van nagmaal, want nagmaal is 'n gemeenskapsmaal, is om werklik saam deel te hê aan dit wat Christus gemeenskaplik vir ons beteken. Dit is hoekom ons dan ook die beker verkies. Moet dit aan die tafel of aan die banke bedien word? Hier sien julle ook maar die standpunt wat ons nog al die jare gehad het, dat dit 'n maaltydskarakter is, dat 'n mens, soos wat jy aansit by 'n tafel om te eet, so is die nagmaal ook 'n maaltyd.
Christus het die nagmaal aan 'n tafel ingestel as 'n vorm van 'n maaltyd. Daardie maaltydskarakter gaan verlore as dit maar sommer in die banke bedien word. En natuurlik die hele saak van toesig word natuurlik ook 'n probleem waar die ouderlinge by die nagmaal moet toesig hou. Hier sien ons ook die belangrikheid van die voorbereiding vir die nagmaal. Dit is absoluut noodsaaklik dat 'n mens jouself behoorlik moet voorberei vir die viering van die nagmaal. Dis hoekom ons gewoonlik die Sondag voor die nagmaalviering noem ons ook al die voorbereidingsdiens, omdat 'n mens erns wil maak met dit wat die voorbereiding is. Elkeen moet homself eers ondersoek voor hy van die brood eet en uit die beker drink. 1 Korintiërs 11 kan ons ook hier in gedagte hou. Self ondersoek, jouself beproef as voorbereiding vir die nagmaal. Jy moet jou sondes wil raak sien en erken, dit voor God wil bely. Jy moet wil glo dat al jou sondes volkome vergewe is ter wille van die soenverdienste van Christus. Jy moet jou van harte voorneem om uit dankbaarheid die sonde nie meer verder te doen nie. Dit is die belangrikheid van die voorbereiding. Kan almal maar sommer nagmaal toe gaan? Nee, hoegenaamd nie. Nie almal mag nagmaal gebruik nie. Nie alle mense mag nagmaal gebruik nie. Met ander woorde, dit het 'n persoonlike kant en 'n kerklike kant. Met ander woorde, in die voorbereiding van die nagmaal moet jy allereers jouself vir God voorberei. Jy by jouself besluit of jy mag toetree. En as dinge in jou lewe nie reg is nie, daar's nie vrede tussen jou en ander mense nie, of jy het nie vrede in jouself nie, jy worstel met God oor dinge wat regtig verkeerd is, dan moet jy jouself aan die nagmaal weerhou. Ons praat van die abstentio simplex. Jouself weerhou van die nagmaal. Maar daar's ook die kerklike kant. Die nagmaal is heilig in die sin dat dit net gelowiges is wat daarin mag deelneem. Met ander woorde, mense wat deur hulle woorde of nog soveel te meer deur hulle dade toon dat hulle goddelose mense is, mag nie tot die nagmaal toegelaat word nie. Met ander woorde, as sulke mense nagmaal gebruik, dan doen hulle dit tot oordeel vir hulle self, maar ook vir die res van die wat aan tafel sit. Met ander woorde, hulle benadeel ook die gemeente. Is daar een sê nou maar 'n perske in 'n boks is wat sleg is en hy bly in kontak met die ander perskes, dan word die ander perskes ook sleg. Die gedagte hier is, ek moet daardie slegte perske uithaal. Mag nie deel hê aan die res van die perskes nie. Ja, tot nadeel van jouself, maar ook tot nadeel van die gemeente. Dit is die saak tot die toegang tot die nagmaal. Maar dit is 'n heilige instelling. Die nagmaal is so heilig, en daarom moet die ouderlinge as regerders van die kerk toesien dat net ware gelowiges daaraan kan deelneem. Met ander woorde, ek moes al belydenis van geloof afgelê word. Ek moet deur my hele lewe toon dat jy wil lewe soos iemand wat waarlik in Christus glo. En dan nou natuurlik verkieslik dat jy ook 'n lidmaat van 'n gemeente moet wees. As dit dan hierdie gemeente is, dan moet 'n ander gemeente kan getuig oor jou leer en lewe. Dit wat jy in daardie gemeente duidelik maak. As ons dan net nou kyk na die toegang tot die nagmaal, as ons dit kan afsluit, lidmate van ander gemeentes kan as gaste tot die nagmaal toegelaat word, mits daar natuurlik genoegsame getuienis is dat hulle werklik belydende lidmate is wat waarlik in Christus glo, volgens God se woord lewe. Die nagmaal is ook 'n bevel, doen dit. So in die Grieks praat ons van dis 'n imperatief. Dit is 'n uitdruklike bevel van Christus. Doen dit tot my gedagtenis. Met ander woorde, wie onnodig nagmaal nalat of dit maar sommer agterweë laat, is ongehoorsaam aan Jesus Christus self. As 'n mens se lewe sodanig is dat jy nie mag nagmaal gebruik nie, dan sal jy die tafel van die Here ontheilig. Dan moet jy jou van jou sondes bekeer. Die nagmaal is dus ook die geleentheid om jou te bekeer, dat dit is wel tot die tafel weer wil toetree. Die nagmaal is 'n uitvloeisel van ons gesonde geloofslewe. Dit is beslis nie 'n tipe van 'n
by gelowige iets. Party mense kom net kerk toe as dit nagmaal is. Daai gedagte moet 'n mens ook baie mooi oordink. Asof daar by 'n nagmaalsdiens nou iets meer spesiaal is as by waar God sy kinders anderzijds ontmoet. Dit moet nie vir jou 'n erediens wees belangriker as ander eredienste nie. Ek moet elke dag, my alledaagse lewe, God wil ken en wil eer, nie net by spesiale geleenthede nie. En as ek die gewone as daar bestaan eintlik nie soos 'n gewone erediens nie. Elke erediens is in 'n sekere sin 'n besondere ontmoeting met God. Calvin was byvoorbeeld die gedagte gehad dat ons baie meer gereeld nagmaal moet vier, dat daar dus eintlik omtrent elke maand ek dink die Calvin sy gedagte was dat elke erediens eintlik ook nagmaal gevier moes word. Praktyk maak dit natuurlik net nie altyd moontlik nie. Dit was dan nou die laaste rondom die sakramente, die nagmaal as 'n bevel, die nagmaal in ons geloofslewe. Weer terug by die vraag, waar ek ook nou weer na julle antwoorde sal kyk. Hoe is die nagmaal ingestel? Vraag 13, dis deur Christus ingestel, het Wessel geskryf, dis deur Christus ingestel, André het dit ook so geskryf. En dan die volgende vraag, vraag 14, verduidelik die nagmaal as teken en seël. Wessel skryf, as teken wys die brood wat gebreek word en die wyn wat uitgegiet word hier na die gebreekte liggaam en die gestorte bloed van Christus. As teken verduidelik dit verder aan my dat net soos die brood gebreek en die wyn uitgegiet word, so seker is Christus se liggaam gebreek en sy bloed vir ons gestort. Ander het dieselfde, as teken wys die brood wat gebreek word en die wyn wat uitgegiet word na die gebreekte liggaam en die gestorte bloed van Christus. As seël verseker die nagmaal my dat ek net so seker, onthou daai net so en net soos by die doop geld dit natuurlik by die nagmaal, daai twee woorde ook net so en net soos. Net soos wat die brood voor my oë gebreek word en die wyn uitgegiet word, so seker kry ek deel aan dit wat Christus met sy liggaam en sy bloed vir my gedoen het. Op watter wyse is die nagmaal 'n gedagtenismaaltyd? Doen dit tot my gedagtenis, het ons in die Here se woord ook gelees. Die nagmaal, Wessel skryf, die nagmaal moet ons steeds herinner aan die versoeningslyde en sterwe van Christus. Die gelowiges mag dit nooit vergeet nie, daarom het Christus ook beveel, doen dit so dikwels julle daaruit drink tot my gedagtenis. Kerk moet dus daarmee aanhou totdat Christus kom. Ander het gesê die nagmaal moet ons steeds herinner aan die versoeningslyde en sterwe van Christus. Hoe kan die nagmaal as 'n profesie gesien word? Met ander dit wys ook vorentoe. Die nagmaal wys nie net terug nie, dit wys ook vorentoe na die bruilofsmaal van die lam, het André gesê. Wessel presies dieselfde, wys ook vorentoe na die bruilofsmaal van die lam. So wys die nagmaal ook hier na die ewige lewe en saligheid wat wag op die kinders van God. Vraag 17, skryf die nagmaal as 'n belydenisdaad. Deur die gebruik van die nagmaal bely die gelowige dat hy 'n sondaar is, dat hy glo dat God om Christus ontwil sy sonde vergeef het en dat hy van voorneem is om verder aan Christus gehoorsaam te wees. Baie mooi Wessel uitvoerig hier geantwoord. André dat hy 'n sondaar is, dat hy glo dat God om Christus ontwil sy sondes vergeef het. Met ander woorde, jy het ook gemeenskap, jy het eenheid met die ander gelowiges. Dis ook deel van jou belydenisdaad. Ek wil deel het aan die gemeenskap. Baie mooi ook André. Beskryf die wyse waarop die nagmaal bedien moet word. Ons het hier nou die hele saak rondom beker en kelkie. Ek gaan nou nie weer daarop ingaan nie. Ek sien Wessel het ook dit baie uitvoerig geantwoord en ook dat dit aan die tafel bedien moet word, nie in die banke. Natuurlik is daar mense wat vir wie dit nie moontlik is om banke toe te beweeg nie, dan is dit natuurlik 'n ander saak. André het gesê die eenheid en die samehang en die onderlinge bande word baie duidelik geopenbaar as die nagmaal met 'n beker bedien word as wanneer dit met 'n kelkie bedien word. Heeltemal reg. Hoekom is die voorbereiding vir die nagmaal so belangrik?
Dit is absoluut noodsaaklik dat 'n mens jouself behoorlik moet voorberei vir die viering van die nagmaal. Wessel het gesê, mens moet goed voorberei vir nagmaal, dis baie belangrik, kosbaar en spesiaal, dat 'n mens dit nie maar net as 'n gewoonte beskou nie, maar dat jy jouself ondersoek, jouself beproef, of jy gereed is om nagmaal te vier. En daarom is voorbereiding so belangrik. Jy moet jou sonde ken en berou daaroor hê en dit voor God bely en glo dat al jou sondes vergewe is, skryf Wessel, ter wille van die soenverdienste van Christus. Jy moet in jou hart en siel nie weer die sonde wil doen nie. Kan alle mense maar tot die nagmaal toegelaat word? Ek sien Wessel het baie breedvoerig dit ook geantwoord. Ek gaan dit nie weer alles herhaal nie. Nie elkeen word aan die nagmaal toegelaat nie, dat hy gewys op die persoonlike kant, hoe jy jouself benadeel, jy oor jouself veroordeel, eet en drink, maar dat hy natuurlik ook die kerklike kant, jy sal onthou ons het nogal baie uitgebrei oor die kerklike kant ook gehandel. Kon net sien wat Andrei, nie alle mense mag die nagmaal gebruik nie. Dis nou vraag 20, ja, nie alle mense mag die nagmaal gebruik nie. Toegang tot die nagmaal het 'n persoonlike en 'n kerklike kant. En dan nou die laaste vraag is hierso. Hoekom is dit 'n opdrag dat ons nagmaal moet vier? Daai hele gedagte van doen dit. Dis deur die Here ingestel. Die Here het ons dit beveel. Dit is die belangrike hier. Wessel het ook gesê, dit is 'n uitdruklike bevel van Christus. Ja, dit wat ook verder daarop volg, is 'n teken, 'n fisiese teken wat ons herinner aan God se ewigdurende, onvoorwaardelike liefde vir ons. En daarom mag wie die nagmaal dus onnodig nalat, is ongehoorsaam aan Christus self. As jou lewe so is dat jy nie nagmaal kan gebruik nie, en die tafel van die Here ontheilig, moet jy jou sondes bekeer, sodat jy weer nagmaal kan gebruik. En dan die laaste vraag, hoe staan die nagmaal en ons geloofslewe in verhouding tot mekaar? Omdat die nagmaal so heilig is, moet die ouderlinge as regeerders van die kerk toesien. Met ander woorde, ek moet oor my geloof ook getuienis kan gee. Baie dankie julle, baie mooi breedvoerig geantwoord. Ons volgende les gaan nou weer oor kerkgeskiedenis. Ek sien ons het nou 'n lang opname vandag, maar volgende keer sal dit nou weer bietjie minder werk wees. Ons wissel ons nou die kerkgeskiedenis af en dan nou weer die geloofsleer of die gesonde leer. Nou die vorige keer het ons gehandel oor erge dwalinge wat daar in die kerk was. Ons nou die boekie net weer in gedagte kan bring. Dwalinge en ketters was die vorige hoofstuk. Nou is ons by die stryd om Christus, hy wat die fundament van die kerk is. En dan is hier nou die ketter Arius. Wat het hy werklik bely? Ketter, dit is 'n snaakse woord, dit is 'n woord wat julle maar moet ken as iemand wat regtig erg dwaal. Dan noem ons so iemand 'n ketter. Erge dwalinge besig. Arius wat bestaan gekom het teen Athanasius, wat 'n diaken was, later biskop van Alexandrië. Hoe die diaken hier die ware leer vasgehou het teenoor Arius, wat 'n ouderling was, maar verskriklik gedwaal het. En hoe daardie synode van Nicea, wat naby Konstantinopel is die leer van Arius veroordeel, en word daar gesê dat dat die Seun van God een in wese met die Vader is. Dit wat Arius mee gedwaal het. Die synode van Nicea, synode van Konstantinopel in 381, wat die synode, dat die belydenis van Nicea finaal afgehandel is. Onthou julle, ons het laas gesê, die belydenis is al 1700 jaar oud ook. En buiten Arius se dwaling het ons ook te doen met Pelagius se dwaling. Dit was Athanasius teenoor Arius. Hier is dit Augustinus teenoor Pelagius. Pelagius sien ons eers weer sy dwaling. Augustinus, 'n man uit Afrika, sy standpunt en dit wat ons glo die ware standpunt is. Want dan uit die Pelagiane nog ook weer gekom die semi-Pelagianisme.
As jy kyk na die vragies, wat is die semi-pelagianisme? Ja, hier staan 'n bietjie meer oor die semi-pelagianisme, hoe daardie leer vandag nog voortgesit word in die Romeinse teologie, saligheid deur goeie werke en die protestantse kerke in die standpunt van die remonstrante. Ons gaan later by les 14 kom by die synode van Dordrecht, wat 'n sterk standpunt ingeneem het teenoor die remonstrante, wat eintlik maar weer 'n verlengstuk was van die semi-pelagianisme. Hier is nou 'n hele mooi stukkie oor Augustinus van Afrika, hoe hy teen die Pelagiane en die semi-pelagianisme standpunt ingeneem het. En dan hier kom die vragies, net 11 vragies. Waaroor gaan die stryd in die kerk in die 4de en die 5de eeu? Dit gaan om wie Christus is, die persoon van Christus, die werk van Christus, wie Christus werklik vir ons is. Ariëse se dwaling, wat weet jy van Athanasius, geloofsbelijdenis van Nicea, waar kry ons dit? Pelagius, en wat het hy geleer? Augustinus se standpunt, hoe kom die leer van die semi-pelagianisme ook in die Romeinse leer na vore? Ja, noem 2 strominge onder protestante, wie se leer oor die saligheid ooreenkom met die semi-pelagiane, en dan word die spesifiek oor Augustinus mooi vragies gevra. Watter teoloog is uit Noord-Afrika in die 5de eeu baie belangrik, en dan die 2 belangrike boeke wat Augustinus geskryf het. Ja, ek sien ons opname is amper 'n uur, maar sterkte daarmee. Dit was daarom baie belangrik dat ons die sakramente na behore hanteer en afhandel. Ja, en dan kyk ons weer na die vakansie, en kyk ons weer na die volgende les. Baie sterkte julle en goed gaan.